Goeiemôre. Ons het baie lekker geslaap. Het was koelerig, maar ons het 'n lekkerse kombersie aangehad, so nee, ons het lekker warm geslaap. Vanoggend vroeg raak ek wakker toe begin die ganse en die voëls en die goed hier reg rondom die camper fluit. En ons wakker maak. So, dis nou lekker vroeg nou hier. Ons gaan nou regmaak en gaan ons nou deur Lynsburg toe. Maar ek het myself doodgeskrik toe ek gesien het hoe lyk ek met hierdie stuk baard. So ek gaan nou gou net eers 'n bietjie van hierdie baard ontslaa raak. Ek het nou net vir die hande gesê, ek kan nie glo sy sê vir my ek lyk so nie. Want ek sal nie saam met iemand ry in 'n kar wat so lyk nie. So ek gaan nou hierdie baard so 'n bietjie afskeer. So ek gaan sommer nou hierdie ding so gebruik. En dan groet ons vir Towerkraaltjie. Ons is op pad na Lynsburg toe. Ons gaan vir China met Ton kuier en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor tronkstories en sy boek Tronkhond 1 en 2 wat op pad is. Welkom by hierdie episode van Spore. Die stuk grondpad wat ons nou gery het, ons is amper so 15 km nou hier vanaf Lynsburg. Toe ry ons nou hier by Florisdam verby, wat so aan jou regterkant lê. Nou daar waar ons nou geslaap het by Towerkraaltjie, het die eienaar vir ons vertel daarvan dat ons gaan verby hierdie dam ry. En toe sê ek, maar nou kyk die distansie van die dam af na Lynsburg toe. Want wat gebeur het is met die vloed van 1981 op Lynsburg, het daar van die mense van Lynsburg afgespoel, lewendig gekry in hierdie dam hierso. Hulle het aan stompe vasgehou en enigiets waar hulle kon vashou. Nou, 'n mens kan nou self dink hoe skrikwekkend dit moet wees om pad langs natuurlik nou 15 km tot by Lynsburg. Ek weet nou nie as jy met die rivier afkom hoe ver dit is nie. Maar om af te spoel en vas te hou aan stompe totdat jy dit oorleef as jy hierdie dam gaan. En dit nog in die nag en in die koue. Kameras is so vuil of die vensters is vuil. En dan kom ons by Lynsburg aan. Dis teen hierdie brug wat al die stompe vasgespoel het en Lynsburg dan so oorspoel het. En dan arriveer ons by China met Ton se huis. Ek sien hoe lyk jy man? Ag, jy wil nie sien Sy, kyk ek is net so wit. Nee, nou is sommer weer maak. Hoorie, Dankie kom man. so in, as ek nou daar is die bloekomboom. Is dit Ja, nou op die stoep is onder die bloekomboom. Jy sien, ek het nou al gesit nê. Maar kyk, ek sien mos beelde. Ja, okay. Toe sien ek nou waar ek en jy moet sit. Nou ek is nou so bly jy wys vir my daar want dit lyk vir my nogal of dit die plek is daai, nê? Nee, maar kyk, as jy nou op my stoep sit voor, Hæ? as jy ook onder die bloekomboom. Okay, kom ons En gaan dan kyk. wou Dana altyd wou gesê. Nee, maar ek wil daar sit wat Dana sit want ek het vir hom gestuur nê. Ek het vir hom 'n boodskap gestuur toe wys hy vir my shop. Is Hy het uiteindelik my blerrie ding gelees. Kyk, hy lees mos nie goed nie. Hy het my waar kry jy die ding? ek het by Willem Welgemoed gekom. Op Allewil Noord nou. Op Allewil Noord, en toe sy lyk haar weer nog klein, en toe speel hy met dit wat vas, die kap nog nie op gewees nie. Ja, maar Die ook kap het ek toe nou later gemaak. want En ek sê vir hulle, hoor, ek wil die laaitie ry, ek koop vir hom by die koöperasie 'n trekker en 'n sleepbaar, dat gee hy vir my daai ding is. Ja, maar die wiele, die works, daai. En Willem sê, ja, nee, sê, as jy laaitie... Goeie deal.
Yes, en ek gaan, ek sê van Boeta kom nie. Om China bring vir jou so en so en so, gaan jy vir my dan daai waar die ja oom. En die ander dag, nou nie lang terug, hier so jare wat terug, toe kom ek daar. Toe sê ek my om China kan nog steeds hy waar nie sleepbaar. Toe sê ek kan nog steeds jou waar ook. Is dit? Nou, hoe lank terug is dit nou? Oeh, dat is seker amper 30 jaar terug. Yes, China. Ja, dat is amper. En daai is ook, daai waantjies het hulle op 1938 'n simboliese plek, oral waar dan ook volksspelfunksies en braai en goed was, het hulle al goedjies verkoop. En daar is nog 4 van die ossies wat oorgebly is, daai ou groot rooi os het ek gemaak met klei. Wat jy het self gemaak daai een? Ja, daai een het ek self gemaak. En hy moet eintlik agterkom en jou agterosse was gewoonlik die grootste en die sterkste os. Nou, hoekom sê jy hy is die grootste met sy horing so lank is? Ja, maar hy's 'n bietjie meer lyf as hierdie wat die agter is. En jou agterosse wat mos nou volgens die ou mense jou groot sterk osse want dis wat boom sy gewig het op hulle nekke gekom. Dit maak sin. Ja. Dit is hoekom hulle nou groot. Hoor jy nou, waar kom jou liefde nou vir die goed vandaan? Ek kan nie onthou nie. Is jy maar geskiedenis ou of is dit nou? Ja, baie ja, dis ook die enigste vak waar ek uitgeblink het in die klas. Ek het regtig op geskiedenis hoërgraad gevat. Ek hou ook van geskiedenis hoor. Nee, geskiedenis was my vak geweest. Aardrykskunde in 'n mate, ja. Ek hou nogal van aardrykskunde goed en maar geskiedenis, joh. Nee, by ons aardrykskunde klas. Ons aardrykskunde klas het ek gewoonlik die Skoop gelees. Onthou jy die Skoop? Baie goed. China. Wat is die storie agter Die groot waar het ek by 'n vriendin gekry. Dit was haar pasing geweest en hy was in 1938 was hy met die simboliese osse waar trek. Was hy amper soos 'n meskot saamgegaan. Ja. Hy's gemaak net voor 1938 het hy gemaak net vir Hierdie spesifieke een wat hier staan. Spesifieke waar ja. En daai ander enetjie agter hom is een het ek gekoop by 'n wat noem jy dit, by 'n padstal. En weet jy wat, sien jy daai Zulu skou daar voor daai ding is. Ja. Hy het ook so 'n bietjie van 'n storie aan. Ek het die nag op Ponsmoor het ek tweede wag, swerwag gewerk. Toe sit ek tussen 'n klomp bloekombome. Die nag my knip mense en ek sny daai ding uit 'n bloekombas. Het jy dit uitgesny? Ja, en ek sit te sny en ek het hom so vasgeplak en ek het hom om een of ander rede vandag nog. Hoor jy hierdie goedjies wat hier staan? Daai goedjies. Ja, borrelkoppe. Dis borrelkoppies wat van jy kry nie meer die bottels nie. Ja. Maar ek het wel plekke opgetel by ou plaaswerwe, jy weet. Ja, so dis nie daggakoppe wat jy dagga. Nee, hy's 'n bietjie klein daar. Nee, 'n bietjie klein daarvoor. Die onderstel is jy kan hy boestel Ja. oplig. Sien jy lig hy op? Ja, ek sien hom ja. Hy lê tussen die ronge. Daai goeie. Ja. Dis die ronge, hy lê tussen dit. Presies soos met 'n groot ossewal. En toe bring sy my net onderstel en na 'n dag of 2 later hier kom sy met die hele boestel ook. Ja. Hoe lank terug was dit toe nou? Dit was nou so, sê so 5 jaar terug. Toe sê sy, kyk wat het ek gekry. En toe het ek die hele waar. So hoe oud is daai ding nou? Wel, hy is 1938 gemaak. Hy is 2038 sal hy 100 jaar oud wees. Yes, absoluut. Ek meen jy kry nie sulke goed meer nie. Nee. Hoor jy wat hang daar onder hom? 'n Balsak. Hierin is 'n water, man het genoem 'n karbaal. Is dit met ander woorde dis is hulle in daai tyd? Ja, dit is die mense se water gewees. Ja. Dis nou 'n pyp ding die hoor. Jy nog gewys het wat onder die baar hang. Hoe is dit daai ding? Maar hy is groot. Ja. Hierdie is die een wat jou perd vasmaak. Nou gebruik jy dit nog as jy so met die perde ry? Ek gebruik nou nog. Ek maak dit weer mag aan. Hoor jy en daai, wat is die storie van die? Hy is 'n bosplaat, hy kom voor die bos en dan kom daai om die perd se bos aan die saal vas. In ander woorde as die perd nou skynstes klim, dan kry die saal nie agtertoe nie. Die ding hou die bosplaat hou die. Ja, maar daai spesifieke een, hoekom is daar is die beeld en goed daar vas? Dit is 'n
Hoeveel stukkies? Hoeveel Thijs Reimenstein. Hondemeester Thijs. O ja? Hy het dit gemaak. Dag. Hy is baie goed in sy hande. Hoor jy nou in die goed hier, Hierdie- die rollies Ja, dit is 'n regte El Paso Western holster. yes. Dit het by Thijs my swaartjie, haar broer. En ja, Maar die goed gebruik jy nou nie. Dis nou nee, ja, kyk, hier is nog soms op wat ek my goed is daar in die buitekamer. okay, maar hier's nie van die goed vir 'n perde trip wat ons gehad het deur die Karoo, Jan niks hiervan nie. Nou, ja, moontlik. Ja. Ja, daar so so net twee interessant. saals daar so Is dit? in die buitekamer Regtig? wat op die trip was. Ai man, Twee saals. Ja, dit gaan my nou by. Hoorie. O ja, en dan hierdie spore was op die trip gewees, hierdie spurs. Hulle was op baie trip. O ja, en dan last but not the least, Woew! hy was op die trip. Maar jy kan sommer sien hy was hyter op hier. Hy 1000 kilos wat hier by perse gesit het. Ja, hy was daar. Hoorie, maar ek dink jy moet hom sommer nou opsit vir hierdie onderhoud. Nee. Sit hom op poppie. Ons gaan nou gesels. Karnaval 'n hele paar jaar lank. En ons het mekaar seker verlaat. Ek dink ek is in 1995 weg. Ons is kollegas saamgewerk. En nou het ek jou opgespoor op Lynsburg. En ek meen ek moet by die ou stop. Is 'n karakter. Dis iemand waarmee jy lang stories kan gesels. En ek gaan nou 'n bietjie goedjies probeer uit hom uittrek en net in 'n kort onderhoud want ek en hy het 'n afspraak. Een of ander tyd gaan ons moordenaars Karoo toe moet gaan en hy moet sy gitaar saamvat en ek wil daai stories uit hom uitwrig. Hy's natuurlik ook 'n skrywer. Ek het nou met hom gesels net so voor ons op lig gegaan het en gesê maar hoorie China, hoekom was jy so dom? Toe ons jonk was, hoekom het jy nie toe al begin skryf? En nou het hy afgetree is, nou begin hy skryf. Tronkhond is die boek wat al reeds uit is en Tronkhond nommer 2 is op pad. China, dankie dat ek hier by jou draai gemaak, maar dis nou, ek meen toe ek hier aankom en jy staan en wys vir my, ek sê vir die ander, hoorie, neem net af. Ek wil net vir ou China hallo sê. Hoorie, baie dankie dat ek hier by jou kan wees. Ag, ek is so bly. Hoe hanteer die lewe jou nadat jy afgetree het? Hoe lank diens het jy gehad? Ek het maar so 'n paar keer per rond gehad binne die diens. Dit sê ek O, veel bietjie weggeloop. O ja, jy was op ja. Ja. Maar ja, ek het die aaneenlopend so 35 jaar. 35 jaar. Ek sou as ek nooit gedros het nie, sou ek 42 jaar diens gehad. Ja. Maar, Okay. Nou sê vir my daarvan af, jy was 'n hondemeester. Hoe lank was jy nou daarvan 'n hondemeester? Ek was my hele diensloopbaan. Hele diensloopbaan. Hele diensloopbaan. Hoe het jy daar geëindig? Het jy maar net liefde vir Kyk, honde? ek was my heel eerste stasie was Robben Island. En ek het 17 geword op Robben Island. En toe ek nou my aansoek doen, skriftelik aandoen, ons die hoof daar gehad, luitenant Boere te Blans. Boere ter land. Boere daar, bynaam Boere te Blans. En ja, die ou het met my gesê, man, word eers groot. As jy groot genoeg is, sal ek jou stuur. Ja, man. Maar toe was jy 17, hè? Ja, toen was ik 17. En ja, maar toen was ik nog niet bij gelukkig daar niet. En op die oude net heb ik geland op Goedemoed. Van Robben Eiland af Goedemoed. Yes. En ik heb eerst een aanzoek wat ik gedoen heb daar zo te sturen. Maar daar dit is je honderschool nog een Nigel, niet in Pretoria nie. En ja, en toe ek maar ek wil maar die honde ding, ek maar altyd saam mee gekom, ek was nooit in my lewe sonder 'n hond nie. Van kindtyd af, van toe ek verstand kry, het ek 'n hond gehad. En ek en die hond was altyd so. En ek dink dat dit iets aan my te doen gehad. Ja. Ja. Ek onthou jy het 'n staaltjie vertel op 'n stadium van kry jy 'n moeilike hond in. En dan wil jy nou eers sy vertroue wen, dan gaan sit jy binne in die hok. En dan sal jy nou die hond sê jy gewoond raak, jy raak ongewoon. Ja, en wat ek gedoen het met 'n spesifieke hond, Wolfie, die beste een wat daar was. Dis wat ek ken. Ja, jy ken vir Wolfie baie goed nou. Wolfie toe ons ek kon nie met hom gaan haal op Aliwal Noord en hy was so bou en verbouwereerd en
En toe ek ons hom uithaal in die van het, toe spook hy so aan die leiding dat hy Amper choke. ja, hy het sy bewustzijn verloor. Wow. En toe hy daar bykom in sy hok, toe hy toe in die slaapkas in. En daar het hy nooit uitgekom nie. En nou as hy nou vir hom gaan probeer ingaan daar om vat, dan gaan hy buite. Ek kon gesien dat hy gaan buite uit vrees hy. En ek het 'n boek gevat, wat is Reader's Digest, ek sal het nooit vergeet nie. Elke dag sit ek daar in die hok, hy is in die kas. Dit was nou nie 'n scope of so ietsie, dit was 'n... Dit was nie 'n scope nie, dit was 'n Reader's Digest en dan as ek dit lees ek net laat in my stem hoor, die klank. As jy lees is jou stem ons rustig. En hy rustigheid het hy. Nou sien ek mos nou hoe hy vir jou lê en kyk. Ja, maar hy kan my nie gesien het. O. Ja, hy is binne, hy hoor my. O. En seker 2 weke later. Ek het moet gehou, ek het geweet op 'n kon in 2 weke, plus minus 2 weke later. Toe begin hy lees ek weer een oggend, jy weet. En ek hoor tok, amper soos 'n ou wat klop en ek besef dadelik, dis hy stert wat in die slaapkas. Wonderlik. Hy wys sy stert, hy's bly, hy Ja, as jy iemand wat hy ken. en hy selle aan, toe almal van diens af is, toe laat kom uit. En hy het al agter my aangeloop en ons is later in die oefenkamp in. En kort, nou sit ek daar, hy loop een sniffel rond, dan kom hy eers weer, verstaan hy al by my, loop hy weer die kant toe. Ja, jy weet, ek sê altyd, dit is onrechtvaardig om te sê, die hond was my beste hond, of die hond was my beste hond, want allemaal was ongelooflik. Ek was... Maar watter een het jy die meeste gehuil oor die dag wat hy dood is? Carlos. Waar is Carlos? Carlos het ek mee gekom van Polsmoor. En Carlos het uitgehoor, hy was... Was dit ook 'n Jelshuis? Ja, maar hy was 'n lelike Jelshuis. Ek is baie ongelukkig geweest toe ek nou... Toe Storm dood is, my eerste hond, en toe stuur het my vir Carlos. Ja, in oor 'n pap hang, en so 'n corkscrew-stand gehad, maar man, weet ek hoe nie. Man, hy moet nou net gou gepraat het. Is dit? In elk geval, en toe hy het uitgeword. Wie sien hom uitsit? En ek moes hom laat uitsit en ek het hom een Saterdagoggend toe kan hy nou letterlik nie meer loop nie. En ek het hom gelaai en ek het hom na Dr. Trotsky toe gevat op Aliwal Noord. En hy het my gesê, maat, ek kan vir hom iets pyp wat hom gaan beter maak, maar ek gaan dit nie. Ons gaan eintlik maar net sy lyding verleng. En hy het hom uitgesit en ek is fine. En ek het hom in die neem gelaai. Toe ek by die kwartiere, by die opgoeding kom, gaan ek kwartier toe en ek kan 2 kwartier na 'n splinternuwe kombers wat nog in sy plastic is. Teken ek uit daar so. En ek het vir hom daar toe gerol, ek het hom begrawe. Ons moes ons begraafplaas gehad daar by die En die aand, ja, die middag het ek vir die Nita en die kinders gesê, Carlos, is goed. En die aand aan tafel toe vra, sy of een van die kinders het my gevra, hoe gaan dit nou met Carlos? Toe begin huil. En toe kan ek ophou nie. Toe ek nou, dis asof ek, toe ek nou moet sê, Carlos is dood. Toe kom dit deur. Want die adrenaline het jou gedra die hele tyd. Ja. Nee, dis... En Wolfie het ek gehuil oor die dag toe hulle hom gesteek het. Nie oor hom gesteek het nie. Toe dokter Koyali vir my gesê, toe hulle te aard afgesteek hierso. En daai hond het so gebloei dat jy die stok hoor het. En ek het agter in die van gesit met Josie Mabusela nog op die vloer gewerk uit. Maar in elk geval, en toe die dokter vir my sê, en ek het nie gedink hy gaan dit maak nie. Ek het nie geweet hoe hond het so baie bloed in hom. En ek was gereed gewees, hy gaan dit nie maak nie. En terwyl die dokter werk, kyk hy my so toe sê my, nie so stres, hy is okay, hy is fine, hy is net swak. En toe begin hy huil. Toe hy nog my sê, nee, hy gaan vanavond nog as hy weer rijdt. En wat die waarheid was. 'n... 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 'n...
Maar hy het saam met aan die onderkant rondgeloop en alles. Maar ek was hartseer as ek vir hom kyk daar dan wil hy. Ja. Vir julle wat nou nie weet jy, China praat nou van Goedemoed. Dis so in die Suid-Vrystaat, daar so naby Alawanoord, so 36 km is daar 'n gevangenisplaas. 2 groot tronke, die een se maksimum en die medium, en die manne met die honde het gewoonlik in die maksimum afdeling gewerk. Net gou om terug te kom na Polsmoor, na Robben Eiland toe. Jy Mandela op daar, vertel vir ons net so 'n klein staaltjie as jy... Staaltjie wat ek lief is om te vertel. Is kyk, jy weet maar self, eerste wag. Die ouens moet al vroeg aan diens wees. So jy moet vroeg eet in die middag om jou aandete te kan eet in die menasie. Ek praat nie van dat jy nie menasie eet. Dan vanaand 9:00 is jy honger, maar die bandiete is eintlik dieselfde geval, want die ouens wat nou op diens gaan, hulle moet vroeg klaarmaak, hulle moet vroeg tel, hulle moet vroeg kos gee. So dan kom hulle om met hierdie groot stainless steel carriers, gekookte eiers. Dan vat die bandiete soveel as wat hulle wil. En dan met 'n bietjie sout. En dan roep hy Sapaka verby. Maar hulle was op een of ander manier my vreeslik, omdat ek so klein is, ek het eers geskeer uit dit. As hulle vreeslik, hulle altyd net my gesels, jy weet. En moenie 'n fout maak, joh. Mandela was 'n vreeslike, vriendelike ou gewees. Ja, sin vir humor ook sê. Ja, baie, hy was 'n vreeslike... Jy kan nie sy stem namaak nie. Nee, ek ken ouens wat dit baie goed. Ja, ek sou dit graag wil gehoor het. Okay, sorry man, ja. Maar ek weet net, so afgemete gepraat. Ja. Maar in elk geval, dan vraag ik naar, you hungry? Hij zei, ja, met ons altijd honger hier. Als dan het dopje die eiers zo af. Hij moet aan die kant in die cel en ik aan die kant in die gang achter die tralies. Het dopje het zo af en trek zo die soldaatje om zo aan. Als dan niet eet die eieren en dan terwijl ik, dan kijk je zo af. Je weet. Ja. En dan die smile, als je nu ziet lekker eet ek aan die eieren. Nou, hij was ook al amateurboxer geweest. Hij was altijd amateurboxer en dan praat ons nog boxing hier. En hij had toch ongelooflijke kennis gehad over boxers van die wereld. Je weet, Jersey Joe Welcott, Joe Louis, Amerikaanse boxers, Rocky Marciano. Ik heb jou gezegd, die ouwe, zoveelste ronde van die fight het hy hem uitgeslaan. En toen krijg je rematch toen. Man, hij kan voor jou... Kon al daai goed. Hij het goed hier gehad, ja. 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 Okay, en toe jy Polsmoor toe. En Ja, ik was Polsmoor toe geweest, ja. En, maar dis een van die tronke in die land wat... kijk, nou. Hij was daai tyd, ek is 1986, toen is ek weer terug. Goedemoed toe. Nee. Er was een klein rukkie daar toe by Seenmos siek geword, Sjalkie. Toe hy mos nou by die lisensteking gekry, toe moet hy in die Kaap naby die grote skie wees. Toe het ek nie, ek kan maar sê, die medische oorplaatsing gekry. En 5 jaar later, toe het hulle gesê, man, hij is nog nooit gezond geworden, hij heeft permanente breinskade. Dus zei die fysiotherapeut, ons kan voor jullie een programma dat jullie met hem kan doen, maar als jullie graag wil teruggaan, is het niet nodig dat hij dit rechtvaardigt niet dat jullie in die Kaap moet blijven. En als gevolg van dit het ons toen nou teruggegaan weer. Maar ik zou willen zeggen, ja, dit was Polsmoor erg genoeg. Jo, ek het... Jy weet, dat is goed. Eerst ek sal vir jou vertel. Ek skrik nou nog in die nacht wakker. Oor goed wat er papnat gesweet is. Oor goed wat er droom, wat op Polsmoor gebeur. Ja. Nee, ek was so 22 jaar. Ek ervaar het nog steeds. Ja. Dat agter daai hoë mure besef mense nie altyd wat aangaan. Nee, absoluut nie. Hoorie Chan, om terug te kom nou daarna toe. Jy het nou 'n boek geskryf, Tronkhond. Nou ek dink, ek hoef nie vir jou te vra hoekom die boek se naam Tronkhond was nie. Nou die boek is nog altyd op die rakke beskikbaar. So asseblief as jy kan gaan kry die boek. Hy is nou besig met, ons noem dit maar Tronkhond 2. En
Vertel gou vir ons 'n bietjie net oor Tronkond 2. Hoekom wil jy hom skryf en waaroor gaan hy gaan? Tronkond 2 is baie Tronkond 1. Nou nie stereotyp dieselfde nie, maar dit gaan oor tronkstories. Jy weet, oor dinge wat in die tronk gebeur. Oor de aanrandings, smokkel, activiteite en al die goed wat in die tronk gebeur. Dit sal nooit ophou nie. Ja. Bende activiteite in die tronk sal nooit ophou nie. Inteendeel, dit ja, groter. Maar dit is 'n ding wat Tronkond 2, Tronkond 1 was die honde-eenheid was die hele tyd op die agtergrond. Nee. Tronkond 2, ja, daar is ook redelijk baie van honde in, maar daar is meer, dis nie net hondemeesters, hondemanne wat moeilike tye te doen kry nie. Almal wat in die tronk werk. Jy was aangerand gewees. Ja. Net om film net 'n bietjie agtergrond te skets. Ek dink nou daaraan baie keer. Onlangs het ek en hy gesels oor sy boek en ek het die voorreg gehad, hy het my gevra hoor jy het op 'n stadium vir my 'n staaltjie vertel. En ek skryf nou vir hom die staaltjie. Nou ek hoop is goed genoeg dat China dan nou sal gebruik in sy boek. Want dis nou presies waaroor dit gaan. Dit gaan nou oor daar is soveel stories binne in daai hoë mure wat mense nie van weet nie. En onmiddellik toe ek dit nou klaar geskryf het, toe besef ek en ek vra vir my die vraag af, kan ons of die bewaarder sy werk doen in 'n maksimum afdeling sonder 'n hond? Dan besef ek hy kan nie. Dat die mense, die hondegeleiders wat binne aan die seksie is, in daai maksimum afdeling, is daar om jou op te pas. Ek onthou nog so goed, as hy maksimum afdeling se selle oopsluit en hy gevangenes beweeg uit, dan is die hond tussen die lere en die gevangenes. En ek onthou van Rambo Moelit se hond wat so gesak het, so asof hy wag vir die opdrag om te gaan. Ja, en daar gaan sit die gevangenes soos hulle getel word, maar die hond is daar tussen die bewaarder en die gevangenes. En ek meen, ek het 'n staaltjie of 2 wat ek kan vertel daaroor, wat ek nie nou gaan vertel nie, as hy dit goed genoeg ag, sal hy dit plaas in sy boek, van wat 'n hond vir jou beteken as bewaarder by die korrektiewe dienste. China, gou 'n ander dingetjie net vandag. Kom ons begin net gou weer by die heel begin, jou naam, China. Waar kom die China vandaan? Wat is jou regte naam? Kobus. Jacobus. Kobus, ja. Maar almal ken jou as China. Ja, China kom van die see af. Jy weet, ek het terwyl ek, ja, het is ook nog jong. Ek het, was nog nie eens getrouwd nie. Ek het op die see gewerk. En nou daai tyd op die see, jy weet, nou praat ek hier van die 70's, maar het ek lange hare gehad op die see, maar daai tyd het jy ouens, mans met ponytails net op die see gesien. Tipe pirate of iets. Ja, want die dinge daaroor gaan, dit waai in jou gesig as jy moet winses en goed werk, jy weet. So dit is maar net om jou hare uit jou gesig uit te hou, want as jy nou vooroor buk, dan waai die wind, jy sien nie dat jy met jou hande doen, jy kan gevaarlik raak. En ek het 'n droep snor, swart, ek het toen nog nie hierdie blonde hare van vandag gehad nie, ek het pik swart hare gehad en dinges. En jy weet, in so 'n mate dat van die Portugese wat my nie geken het nie. En ek was met almal brein gebrand toe ek nie weg op die see. Hulle het dan so pora praat in Portugees. Ja. Maar in elk geval en oor die snor het die skipper begin met die naam Chinaman. Jy weet, Chinaman en later het dit net China geword. Jy weet, en dit is nou al 100 jaar gelede. Ja. En ek het toe net vir my so vas. Ek sien jy raak aan daai enetjie. Druk hom vir my net so onder jou in. Net dat hy net jy kan hom maar onder hom indruk. OK. Want hy gaan daar krap. Maar gelukkig het jy maar lekker glad geskeel. OK, daarvan af kom die naam China. Ja, China, ek kom daarvan, ja, van die see af.
Is dit in jou familie? Het jy ook maar toe begin China? Ja, wel, my kinders praat, my kleinkinders praat van oupa China. En ja, die familie ken my as China, maar jy weet my huismense, my broer en my suster, my ouers is al oorlede. Hulle het gesê Boeta. Ja. Okay, nou jy's nog getroud met Esther vandag. Ja. Vertel net gou vir ons daai storie. Jy het op 'n stadium vir my van die skoolbus op Goedemoed vertel en sy het op die skoolbus gery. Net gou vinnig daai storieetjie en hoe het jy haar ontmoet op Lensburg en dan wil ek weet hoekom op Lensburg. Kyk, sy was daai tyd in sy het nog skool gegaan. Sy was daar 9 matriek haar. Toe het ons altyd probleme gehad met baie onluste en goed in Iowa Noord. En dan was die bus, die skoolbus, was altyd in gevaar gewees, jongens. En toe het die BO gesê, daar moet 4-wapenposte, daar moet 4-wapenwagte moet op die bus wees. En dan het ek al baie, was ek my beurt gewees om die bus nou te escort, soos ons nou gesê het. En dan het Esther in die oggend geklim gekom en gesê, môre, en sy het gesê, môre. En dit was dit gewees. En jare, maar ek het geweet wie sy, ek het geweet, dis Thys, my ou groot pel, Thys Nieuwenhuis, sy sussie. En jy sê nog nie met haar geneek het nie, want ons almal ken vir Thys. Kyk hoe nee. Thys toe ek op Goedemoed kom nie, toe het hy gesê jy los my susters uit. Ja, Toe het Chris Leroux al met Salome begin kuier, maar van Thys was ek vrekbom. Nee, kyk Thys, ja nee, jy weet jy daai kant gekyk. Ja. En jy weet daai tyd toe ek nou al 'n getroude man. Ja. En so, maar dit Ja, gebeur ja. nou. En toe nog jare man, dit was gewees hier 2005, 2006. Toe gaan kuier ek vir 'n ander Thys, wat nou in Australië is. Dan kuier ek op Woester en ek kry loop 'n ander ou raak in die mall, terwyl die ou nou werk. En hy sê, nou ons raak nie, ek kan nou direk so ons raak nie gesels. En nou direk sê hy my, jy gaan nie raai wie's ook hier so in Woester nie. Hy sê my, nou jy Thys se sussie Esther. Ek sê ja. Hy sê sy is bestuurderes daar by wat sy plek Tekkietown. Ja. En ek loop aan en dan later die dag en ek sien hier Tekkietown. En ek kyk, ek sien ja, daar staan Esther. Ek sien dat nou onmiddellik. En ek sê nie baie verander oor die jare. Nee, ek het onmiddellik Ja. herken en ek kom aan en ek sê vir hallo Esther, maar nou haal ek my bril af, my sonbril en my keppie, laat sy al net sien wie ek is, jy weet. En ek sien wat sy kyk so asof sy wil sê, wie die hel is jy man? En ek dink, ek moes die busie kom gretig hê, maar in elk geval, ek sê van, onthou jy my nog? Ek is China. Ek is China. Ja, ek is China, onthou jy my nie meer nie. En sy kyk so asof sy skaam is, iemand moet nou nie sien nie. En sy sê, ja, ek onthou jy, ek was toch so verlief op jou op die skoolbus. Sy! En wat dan is julle En ja, die volgende keer toe ek gaan kuier in Woester, toe het ek nog nie by Pel gaan kuier, toe gaan kuier ek by haar. Ja. Want toe is ek geskei en sy is geskei. Ja. Jy weet. En Die kringloop van die lewe. ja, Kan jy glo? en ons is nou al 17 jaar getroud. Ja. Hoorie, en hoekom Lensburg? Hoe het jy hier geland? Maar ek het altyd gesê, en toe ek die eerste keer in my lewe die Karoo sien, toe was ek net al hier, ek was in 'n hoërskool. En toe ek die plek sien, die Karoo sien, toe sê ek wil hier nou in die Karoo bly. Maar ons lewe toe nou draaie geloop, ek het in die tussentyd deur 'n egskeiding gegaan, jy weet, maar dit is al nou iets soos aan my lewe gemaak het, was dit moes nie met my gebeur het. Maar in elk geval, dit het toe nou, en ek gestoop by ou en daar alleen. Hoe lank was jy alleen? 13 jaar. Wow, so lank jong. Ja. En ek het toen nou vir haar raak geloop op Woester en begin uitgaan. En dat ons altyd naweke, sy niks van die Karoo gehou nie. Dan sê ek, kom ons gaan die naweek Karoo toe. Sy, wat, daai plek? Dan sê ek, man, ek gaan jou wys. En wees sy het so begin like van die Karoo as en na af is, dan as ek maar daar by die huis kom, en sy sê, hoorie, ek het vir ons plek daar en daar bespreek, en daar en daar bespreek, en Prins Albert of waar ook al.
En dit is so, en toe op die ou end, ek bevrees dat graag in Merwel gebly het. Wow. Ja, dit was my eerste jaar. Maar toe sê sy, ja, maar jy moet onthou, ons word ouer, ons word jonger, as nie enig dokters daar nie, laaste dokter. Ja, sulke goedjies wat jy Ja. En toe, op die ouene toe nou hier geland, op is die huis. En ek is eintlik baie gelukkig. Hoe lang bly jy nou hier? Van 2013 af. 2013. Okay, julle sien nou vir China Marai Hoed. Ek het nou hier gekom toe die ou nou, wat het jy opgehaal? So camel cappie. Camel cappie opgehaal. En julle gaan nou sien, ek gaan saam met die video plaas, ek nou 'n paar goedjies wat ek hier binnekant by hom gesien het. Maar toe sien ek nou in die gang hierdie hoetjie en ek vra toe vir hom, Bong, onthou jy toe ons op 'n perdetrip was 94, nee? Ja. Was ons op 'n perdetrip, dit was ek en Nardus Pinaar, Pierre Mangels, Jaco van der Merwe, Osie, dink iemand uitgeloop. Piet Bingo. Piet Bingle, hy groot V8 dinges besteek. Ek het op Piet nou die dag raak geloop. Ja. Op Piet wat mos nie smile op 'n foto nie. As jy nie kykie man, stuur vir my as jy kyk. Stuur vir my 'n fotootjie waar jy smile mos nie. Ja. En dan het ons die twee perderyders gehad, vir China en vir Moelig. Ja. En ons het daai die Suid-Vrystaat uitgery, Koelsberg, Hannover, Richmond, Beaufort Wes, Graafrenet om en heeltemal terug tot op Alderloor. 1000 kilometer binne 'n week het hierdie manne op perd gesit, 4 perde, 2 ryders. Nou ons kan heeldag oor hy trip gesels. Is dat en dat het die hoed opgehad op daai perde trip. Dis hoekom ek gevra het om net hierdie hoed hier op te sit. Sê gou vir my China, as jy nou 'n staaltjie het oor daai trip, wat kan jy my vertel? Wat het agtergebly? Eigenlijk het alles achtergebleven. Ja. Iets wat ik nog niet vertel, aangezien je dit. Was het iemand gestopt tussen Victoria West en ik denk Beaufort West. Iemand heeft ons zo'n break gevallen. En jij zei, maar jij zal lijken om een eentje op een paard te rijden. En ja, het was nice paarden geweest. Het was Ja. nog niet uit die hand, uit paarden geweest. En ik kan niet onthouden wat de paardjes geklimmen hebben. Maar anyway, je klimt... Kaalboel ik onthou. Ja, die je was Kaalboel. ja. Ons was niet, ja. Kaalboel geweest. En je jongens, maar de Jacco was wel niet willig geweest. Ja. Hij heeft gelijk gekskje. Ja. En dat is wat hij die lekker waan daar. Daai staaltjie moet ons vertel. Ja, Dis goed. maar in elk geval en toen zei maar nou, hij kent die peren goed, hij kent die peren. Ja, hy perde ons. Ja, hij kent hulle. Hij betrokken peren ken heel goed, Oh. ja. En hij weet hoe laat je nou daar in zo een beetje vinniger gaan. En toen je zo één keer weg is, toen maak je zo. Ja. En nou, dan Hey, ek onthou. en hij perd draf en je begint raak zo Ja. Want kyk as hy op perd ry nie, dan gaan nie mos so saam met die perd. Maar hoorie, my gat het net so gevat. ja, Ek sit net so op daai perd en ek weet nie lekker hoe om die ding nou te beteel. Ja, toen lachen we zo vreselijk. Ja. Hoorie maar wat hy nou gepraat het van ou Jaco. Hy vang 'n lekker waan. Dis net so voor 'n plaas bo op die Nuwe Veldberg. Ja. Ek het saam Jaco gery want ons is al eerste by die dorp om so 'n bietjie te reël oor die skakeling, die media skakeling wat ons het vir Afrikaans gery, Vriende vir Afrikaans. Dit was die hele projek. En toe kom ons daar by die kampvuur op 'n plaas. Ons stop daar, ons sê hoorie, ons is laat. Die ou sê bel die boer en ons bel die boer se landlyn. Hy sê ja, slaap daar, dis lekker. Laat hulle vir die liggie aan sit en die donkie stook en so aan. En ons slaap daar, nou sit ons buitekant die perde is en die stalle en Jaco sê vir my, hy het 'n likkewaan agterop. Ek sê regtig, ek sê ja, bring die likkewaan. Dan gooi hy die likkewaan terwyl ons op die vuur sit. Uit die sak uit. Maar ons het eers gevertel as 'n kaktus, 'n lekker vet plant. Ja. Manne, julle moet hierdie kaktus sien wat Jaco hier in die sak het. En almal wil die kaktus sien. En toe hy daai sak omdop en hy likkewaan klim uit en hy loer ons so altoe almal so in die oë. En hy maak so groot manne. En ou Pierie, as jy hier kyk, ek onthou Pierie het gespring vir die karavaan se deur. En almal het gepad vir hy likkewaan en hy daar in die ding. Maar 'n ander staaltjie wat ek nou vir hom wil hê hy moet vir my vertel. Ek en Nardus begin vertel van hierdie spook het by die plaashuis. Die boer se vrou het blykbaar selfmoord gepleeg
En jy weet, ons is nou maar almal versigtig, maar intussen praat ek myself nou op nou al dat ek hier begin rillings kry, want Nardus begin nou saamgesels. Jy weet, ons kleur die prentjie nou mooi in. Jong, en is nie lankie toe met die een nou gaan stort op hierdie Mengels, hy nou gaan stort, maar ons kom agter hy skruwerig, jy weet, en hy waarsku ons toe baie mooi. Julle gaan my nie skrik maak nie, ek waarsku julle. Ek gaan nou nie meer detail gee nie, want ek wil dit nie graag op die lig hê nie, maar hy het ons gewaarsku. Julle maak my nie skrik nie. En nou Peri is weg, maar intussen is dit Jaco wat in die bad gaan lê. Wie het in die bad met die laken gaan lê? Jaco Jaco het in die bad gaan lê in die badkamer en wag met 'n wit laken wat hy oor hom getrek het. En China en Moelig is ook toe daar deur en almal is later agterna. Ons wil nou die hele storie ervaar. En toe ons nou so by die huis kom, hoor ons net 'n gevloek en 'n harde slag. Toe Jaco nou opgestaan met die handdoek en Peri Mengels is in die kasdeure in agter hom. Soos wat hy skrik vir daai ding en hy praat totale wat ons nog nooit van gehoor het nie. Maar dit is nie die staaltjie nie. Die volgende dag vroeg ons met die perde Nuweveldberge af. Nou neem ek die video en ek sien hoe die manne, hulle onderbroeke is toe al deurgery, hoe hulle nou opstaan. En soos hierdie ouens met die motorfiets is 'n bietjie op die motorfiets staan en dan om hulle boude laat rus opstaan en trek hulle broek af en sit die rooi boude so, soos wat hulle nou 'n bietjie hulle boude laat rus. Maar toe vertel China 'n staaltjie. En ek weet nie of jy dit onthou nie. Jy het op die toilet gaan sit op die berg. Jy het in die huis gaan slaap. Ja. En toe hoor jy die gekrap aan die deur. Ja. Onthou jy dit of ek het vertel? Ja, jy. Hy vertel die staaltjie, hy sê gaan sit op die toilet want ons kyk ons wil nie erken ons is skrikkerig, want ek meen ons mos nou nonsens, maar ons het self regtig bang gepraat. Hy sê hy sit op die toilet die aand en Moelig is in die huis op in 'n bed slaap hy eers. En hy hoor toe, maar hy wil dit klaar maak, maar toe hoor hy krap iets nou so teen die deur. Nou sê hy, Moelig. Nou antwoord Moelig nie. So rukkie daarna weer. Ag Moelig los man, hou op met jou nonsens, ek weet dis jy. Maar hy sê intussen as hy so vrek skrikkerig om nou weer op te staan, wat is aan ek die deur. As hy Moelig, dan skree Moelig in die kamer uit. China roep jy? Sê hey. Dit kan nie die ou wees hier by die deur nie. So ons het mekaar skrikker gepraat die aan na op Bouwerwes. Ja. Op daai perdetrip. En die groot ding met die skrikmakery het gegaan oor daai dubbelbed daar in die huis. Ja. Toe sê Moelig my, hy sê hoorie wat s'ie kans ek en jy ons slaap op daai dubbelbed. Jy sal onthou ons het in die horsboks geslaap. Ja, ons het tussen in die stalle perde. geslaap Ja. tussen die perde. Nou vanaand 'n slag op 'n bed. En ek sê vir hom, nee man, een van die offisiere sal seker nou julle wat sal seker die ding is die bed, hulle opsie op die bed seker daarom nou, jy weet. Hy sê vir my, moet ek vir jou wys, hulle gaan Hulle gaan nie baie bed slaap nie. hulle gaan nie in die huis slaap nie. Hy bed is ons. Dis hy. Hulle gaan Jy nie. bedien dit ten minste. Ja. En ja, en so toe dit toe slaap, regtig slaap hy dus kyk al baie slaapplekke in die karavaan. Ja. Die ouens daar geslaap, ek weet nie wie waar geslaap het, maar ek en Moelig het op die bed geslaap. Ek het op die dubbelbed geslaap in die karavaan. Ja. Nardus en Peri by my geslaap. Uh, Maar daai aand, ek het altyd met die karavaan deur oop geslaap en daai aand het ons 'n vuur buite gehad. ja. Nou lê ek en kyk ek so uit na die vuur aan die Karoo. Ek het vir jouself dink hoe stil is dit. Dan kyk ek daai rooi kole so en ek is nog steeds skrikkerig vir die vrou wat selfmoord gepleeg het. Nou staan ek later op toe ek my kom kry toe maak ek maar die karavaan deur toe. Ek wil toe nou nie slaap so met 'n oop deur nie. Ek weet mos nou nie wat hier aangaan. Wat gaan daar aan? Wat gaan aan nie? Hoorie, maar ek wil nou afsluit met 'n laaste staaltjie oor hierdie storie. Ons gesels ons so lekker, maar ek sou moet klaarmaak. Hy en Moelig, Johan Moelig, is so. Ek meen, hy kan vir jou staaltjies vertel. Hulle kan vir mekaar kwaad raak, dit is maar net so oor en uit en verby. Maar daar's een staaltjie wat ek baie goed onthou van hom. Ons het vasgehou, dis wat ek daarmee bedoel is, die hele trip was 'n kwessie van mense, ons het tye en die manne moet perde ry, daar gaan nie perde gelaai word nie, en so aan die veertjie was by elke dorp, kyk of die perde in 'n goeie toestand is. Daar het ek by die manne geleer hoe hulle
skoenpolle toer op die seere sit, perd, salseer en al daai goed. So almal was nou gedissiplineerd en ons was nou lekker tot en met, ek praat nou 'n korreksie, maar weet jy wat Graaf Renet was of Middelburg was, jy wat toe ons vir mekaar gesê het, hoor jy ook vanaand manne. Ons is amper op Allewil Noord gaan ons 'n bietjie iets kouers vat, jy weet. Dit was Aberdeen. Was dit Aberdeen? Nee man. Was dit wat ons uit volgende oggend so vroeg begin ry? Ek wil nou die staaltjie vertel van die nag wat jy gery het. Dis Aberdeen. Maar in elk geval. Steynsburg. Sorry, Steynsburg, ja. Nou het ons aan so 'n bietjie limonadetjie of 2 gevat. Nou lê ek in die nag en ek slaap en ek hoor skielik perdehoewe. En ek kyk en dit is donker en ek hoor hier gaan 'n perd. En ek spring op. Dit is dan donker buite en ek kyk. Ek sien daar gaan 'n perd. Ek weet nie of ek geweet het dat China wat boeligie, maar ek weet net ek sê vir Jaco, hey, die manne ry. Ons kan hulle nie alleen op die donker pad vat, ons moet gaan. En ek en Jaco is in die bakkie en ons is agterna, ons skryf hom moeilik langs die pad. Nee, sê hy nie, hy ry maar so lank. Kan nie slaap nie, hy ry maar so lank. Nou ry langs die pad, maar nou het hy sulke wit slaggiesboots aangehaal. Nou ry ons voor en dan stop ons nou, dan maak ons koffie, dan wag ons nou vir moeilik, gaan kom hy nou, dan gee ons vir hom koffie. Maar nou die man is nou agtergelaat. Want ek het onder die indruk gewees, hy en moeilik is nou saam, maar toe kom ons nou agter, ons moes nou net moeilik. Jongen, ons gaan sit en jy hoor die waterstroompies en al daai goed. Moeilik kom weer aan en toe moeilik so by ons is. In die nagte stilte hoor ek net, hier kom nou 'n ding. Tappa. Dus die China. Toe hy agtergekom, moeilik is weg, toe jag moeilik aan. Toe jag hy moeilik aan toe waar ons is. En dan daai voete wat ek geneem het. Ek het ongelukkig nou nie daai voete nie. As ek daai liedjie hoor, rit met hierdie nag. Ja, van Dani, wat is die ou se naam? Dani man, hy het hom gesing. Neus. Nie is die Dani Neus. Hy sing nog Christelike liedjies. Ek weet van wie. Ja, maar kan jy hom sê? Yes, ek wil daai liedjie weer gaan hoor. Rit met hierdie nag dan daai hoefsla in die donker. Jy sien nie verder as perd se kop nie. Absoluut. Jy maak absoluut staat op sy sig. Ja. Maar ek kan ongelukkig nie op 'n stap bly nou nie. Ek moet nou kom. Ja, want hy wil nou ons inhaal. Hy sien ons is weg. Ja. So nee, toe hy moeilik dan, hy het net vir moeilik gevra, hoorie nee man, hoe kon jy nie vir my gewag nie? Moeilik het iets gesê wat ek nie weet nie. Daar gaan alles normaal aan en ek vang hulle die dag teen 'n doringdraad langs die pad in daai wêreld. Sit die manne daar na 1000 km amper op 'n perd se rug uitgeteer nie, maar jy kan sien die manne het dit gedoen. Sit die twee langs mekaar. Baarde is nou al groei. Sit hulle daar amper vir hulle nou wag dat die maal op die skoolbus kom haal hier langs die pad want hulle is nou klaar. Nee, dit was eintlik dit vir my lewe geweldig verryk. Dit was vir my een van daai een van daai goed wat jy nie vergeet nie. Ja. Nee, dit is so. Dit bly my ook by baie dinge. Ja. Ek ry redelijk baie na die kinders toe gaan nou, by Beaufort-Wes het ry weg Aberdeen toe. Ek ry nou Aberdeen, Graaf Renet, Middelburg, Steynsburg, Burgersdorp. Ek gaan nou soek om na die kinders toe. En dink ek daar. Jy weet as jy vat, ons het 3 uur die oggend begin ry van Beaufort-Wes af. En ons het 209 kilo's gery na die aand. Ja. Nee, hoorie, ek weet nie. As ons die aflospere gehad het, so is dit nie gemaak. En hulle het net een perd afgekeer, né? Ja. Waar het hom afgekeer? Dit was op Kongsberg gesê die perd moet rus. Toe sê is nou okay. Nee, maar daai perd het hulle hy het lank gecheck, die veearts. Ek was bang. Hy het hom nie afgekeer daar nie. Hulle het geluister, maar hy het gesê sy kan aangaan. Ja. Maar hulle het Babie Graaf Renet verbeel het my toe ons een perd laat. Maar ek weet jy wat vir my gesê het, maar jy stem nie daarmee saam, iets kom nog aan die perd. Hy het gesê hy's gedehidreerd man. Ja, kyk. Dit was redelik na die einde toe. Kyk, ons het gelukkig nie teen tyd gery. Nee. Ons het ook nie competitive gery. ons het gerus. So as 'n perd gedehidreerd raak, ja, dis dan dink jy water. En jy los hom, laat hy staan, laat hy En ons was gelukkig. Dit het baie reën langs die pad gewees. Ek onthou ons gestop met die modderwater en die baie en daar was kos langs die pad, ons hoef amper nie dus herens aan te ry. Presies, ja. En ons het grondpad gery. Ons het basies heel pad grondpad, al die grondpaaie agter gery. En die perde eenmal gelei. En dit was net buitekant Koelsberg
ons kon nie, ons het verdwaal. En toe later het hy sê, Boerie, die hosboks moet nou omdraai. Want toe's die man al, hoe lank, het was seker 10 uur in die aand, toe's nog steeds op die perde, en ons het verdwaal. Toe laai ons om vir seker 15 kilos maksimum, en daarvan over die perde, heel tyd uit die perde gery. Onthou jy, ons het daar by Hannover, het ons as gevolg van die pad wat baie sleg is, moes ons die pad so bietjie verander het, net soos bietjie sy ompaadjie gery het. Maar so slaap ons tot die aand by, hulle noem hy stasie Hannover Road. En ons het nog, julle het, Imperial het so 'n lekker pot gemaak die aan daar so. Ja, nee, die Imperial narre soos die kokkel. Ja. Maar allemaal, nou verzorgen ons die peren. En hoe ik het de perd gehad, het was een heerlijke manier gehad om te bijten. Maar je hebt hem gezien bijten, je weet, want voor een perd bijtrekken is een plat. Wow. Dat is zoals een oppas, hij gaat jou bijten. Je weet, die kan het maar. Dat is een plat trekken pad. Maar in elk geval, maar nu Izan, hij perd. Heeft nou die manier gehad. Lekker rijpet, alles, maar hij heeft die nikkerij gehad. Voor alles je hem wil opstaan, dan wil hij nog eerst zo'n beetje knikken. Maar zo staan die peren vastgemaakt, hulle vrede, hulle is rustig, alles. En niet donker te gauw komen, net om te gaan. Je maakt pas die hele nacht zeker op je peren rijdt is. En niet donker te. Dan kan moeilijk maar zien naar peren trekken worden. Het by net kom. Hy by perd om net hier boekkant die. Ek onthou die storie. Maar ek hoor dit, moeilik skryf, maar ek hoor alles as moeilik. Ja. Ek dink, wat gaan nou? Ook in my tiet gebyt. Ja. Ek sê, wat gaan, ek dink, en aan my tiet gebyt. Hoor ek wil afsluit. Toe sê daar was so blou. Ek onthou daai storie. Ja. Ons gaan afsluit. Ek gaan hom gou 'n vraag vra. Ek het vir hom gesê ek gaan die vraag vra. Hy was al die jare hondemeester. Ek is mal oor honde. Ek sê dis God se engel op aarde. Want die goed kan jy vertroos. Noem dit op. 3 goedjies ter afsluiting wat jy sal sê wat jy as mens by 'n hond geleer het. Ek het geleer, ek hoef nie daaroor te dink. Ek het geleer by 'n hond. Wat is vergifnis? Jy kan maar met hom beklein skel met onder opleidingen. Net een man, as jy op sy hoek kom en sê, dan is hy verskriklik bly om jou te sien. Hy hou niks te jou nie. Ek het geleer by hulle, wat is loyaliteit? En wat is dit om te vertrou? 'n hond gaan jou nie oppas of beskerm as hy jou nie vertrou nie. Nou as hy nie van jou hou nie. So daai 3 goed is loyaliteit, vertroue en wat jy aan hier nou gesê het, dinge is Maar wie daar's nog een ding wat ek wil byvoeg. ja. Ek wil sê onvoorwaardelike liefde. Ja. Som dit nie amper als Kan op. al 3 daai goed kan jy saamvat in liefde. Onvoorwaardelike liefde. Soos jy sê daai dier nê. Ja, hy bly nie vir jou kwaad nie. Jy weet ek het 'n vreeslike ding oorgekom hier amper op die einde van my diensloopbaan. Jy weet ek het baie geduld met opleiding. En ek het 'n jong hondjie gehad wat ek narkotiek hond in gewerk het. Ook 'n dirty gewees. Maar hy stout en jy weet 'n jong skaaphond is hande vol. Maar nou langs hoe ek kort te maak en hy luister nie in 'n hartepyloon, dat is 'n konrubaatepyloon. En dit help jy raak kwaad nie. As jy kwaad raak vir 'n hond, 'n opleiding, nou weet jy nie daai werk. As jy kwaad raak dan Maar is daar nie tyd dat jy moedeloos raak? ja, Kry jy moedeloos dommer en honde? weer as jy nou begin ouer raak, soos ek toe nou begin ouer raak in die tyd. Jy raak nie meer reg met tyd. En hier pat hom al by die hok en hy, maar hy stout ook. Maar jy straf nie terwyl hy onder opleiding is. Jy straf hom nader. Wow. En ek gee 'n paar trees en man en hy sit 'n bek op en hy het in die slaapkas in. En ag man, dit was met die egskeiding nog goed. Ek
was nie lekker altyd in beheer van myself nie. En ek gaan koop vir my sigarette, ek raai toch nog wel rook. En toe terugkom, toe sê Wouter vir my hoof, hy sê vir my, hoekom het jy dat jy die been afgeskop? Ja, Ek sê vir my, maar onmiddellik te weet ek, hey, lang story kort, ek het toe met hierdie gedeelte sy been afgeslaan. So. yes. Maar wie ek kom by die hok, maar ek is so geskrik, ek kan nie glo wat gebeur. Ja. Maar wie hy spring op die 3 bene rond, hy sien ek is nie meer kwaad nie. Ai, kan jy glo? Okay, die hond is toe na veearts toe en daai aand dan gaan hulle kom. Ai, Agter by die honde kan maar lê, toe lê ek nog al nie kwartier. Ek lê slaap in my arms daar in die kwartier. En dit was, daai kan ek nou 'n goeie voorbeeld noem van onvoorwaardelike vergifnis. presies. Presies. Hy het nie 'n issue met jou, ek is nou Ja. dat bek vir jou nie. Ai. Niks, hy is net te bly, jy praat, jy is nie meer kwaad. Okay, ek en hy gaan heeldag gesels. Ek sien Rihanna al het op 'n geloer moes kla, ek wil net daarmee afsluit. China, baie dankie hoor. Dat ek by jou het raai kan kom maak, dankie vir die koffie, dankie vir die koekies. Ek en jy gaan weer by mekaar uitkom, ons sal met saam kuier, ons kan op baie dinge gesels. So baie dankie, ek waardeer. Ek sê vir jou baie dankie. Ek gaan jou hand skud en dan wil ek gou vir jou 'n ou laaste vraag vra. Ja man. Hoe gaan dit deesdae met die ereksie? Het jy nog 'n probleem? Ja. Lekker man, okay. Julle, dankie dat julle die video gekyk het saam met ek en China. Hy het nie 'n ereksieprobleem nie vir julle wat nou wonder. So sit vir ons daaronder by die likes, gooi 'n duimpie en subscribe en sê vir ons 'n kommentaar en as julle met hom wil kontak maak, laat weet vir my, kan ek. Hy ken natuurlik vir Dana Snyman. Ken hy goed, stel dit so, Dana sit baie keer hier op die stoep by hom. En ek sal wat wil gee om nog by Dana te kuier. Hoorie, en dan vergeet ek amper die belangrikste. Amanda Koorts, sien ek dit nie vergeet nie. Sy het gesê ek moet vir China groete stuur. Johnny die Jager, daarbo by Porterville omgewing. Hy het hom gekontak, hy wag vir hierdie video en dan vir al die ouens wat saam met ons op die perdetrip was. Almal vir julle, alles wat mooi is en sterkte en ek hoop ek kan julle op een van die dae sien. Dankie China. Dankie. Okay, ons is op Maatjiesfontein, naas daar by China gekuier het. Nou Maatjiesfontein wou ek nog altyd vir die hande kom wys. Ek was eenmal hierso. En is 'n plekkie wat nog altyd vir my een van die mooiste klein en skoonste dorpies was. En dan kry ons hierdie kunstenaar alleen op Maatjiesfontein se stasie.